dan, kom saam in. Goeiemôre maatjies en 'n geseënde Sabbat. Is dit net so koud daar by julle? Vandag toe ek wakker word, toe besef ek dit het sommer oornag yskoud geword. Ek moes 'n langmou wesie aantrek en 'n langmou broek en 'n baadjie en my missie op my kop. En dit het my laat dink aan 'n baie oulike storie wat ek eendag gelees het, maar ek kan myself nou nie vooruithardloop nie. Ek is baie bly julle is hier. Kom ons sing saam 'n liedjie. Hallo maatjies, kom ons sing 'n liedjie. Psalm 150 sê: Laat alles met asem die Here loof en prys. Dit maak nie saak in watter tipe styl nie. Dit maak ook nie saak watter tipe persoon jy is nie. Kom ons doen wat die woord sê. Laat alles met asem die Here loof en prys. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp. Loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Ag, julle sing pragtig. As ek julle stemmetjies hoor, dan maak dit my hart sommer baie bly. Jesus en die engele is net so bly om julle te hoor sing. Julle moet nooit ophou om dit te doen nie, hoor. Julle kan enige tyd sing. Hy luister. Nou, het enige iemand verjaar hierdie week? Natuurlik! Hoe kan ons vergeet? Okay, kom ons sing saam. Veels geluk, liewe maatjie. Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Dankie dat julle vir die verjaarsdag maatjie gesing het. Ek is seker hulle hartjie voel sommer baie spesiaal nou. Dit is nou tyd vir ons om ons offergawe op te neem. Ek gaan gou vir julle 'n paar oomblikke gee dat julle vinnig julle offergawe gaan haal en dit vir Jesus bære. Dis tyd vir 'n storie. Maatjies, dis weer storietyd. O ja, ek is seker al van julle sien al uit van verlede week wat ons die storie vertel het. Na hierdie week. Wie van julle kan onthou wat verlede week die storie was? Kan julle onthou? O jong, het julle mooi opgelet. Want dit is so belangrik dat ons mooi luister na dit wat vir ons vertel is. Want dit die einde van die dag vorm ons karaktertjies. Dit wie ons is. Nou vandag se storie is baie interessant. Ek seker af van julle kan nie wag nie. Want hierdie storieetjie gaan oor hoe kan ons onsself beskerm teen die aanslag wat Satan, die duiwel teen ons het. Het julle geweet dat hy ons aanval en ons sien hom nie? O ja, hy val ons definitief aan. Hy kom soos 'n skelm in die nag en hy val ons aan. Maar vandag se stories kan ons lees, ons kan van mamma en pappa vra om dit vir ons te lees in Efesiërs 6. Ja, in Efesiërs 6 is daar 'n storie. Nou hierdie storieetjie gaan oor, hoe kan ons onsself beskerm? Hoe kan ons werklik waar onsself, ons verstand, ons hartjie en ons hele gedagtes wat ons het, hoe kan ons dit beskerm? Dat Satan ons nie kan mislei en dan daardeur dat ons 'n goeie soldaat, 'n soldaat wat sterk staan vir Jesus. Hoe gaan ons onsself beskerm? Nou, nommer 1 sê die Bybel. Hy sê ons moet ons heupe, ons lendene moet ons mooi vasmaak. Nou, dit is 'n bietjie 'n ding wat ons nie so mooi verstaan nie. Wat bedoel by lendene? Nou, in die ou dae
het die mense klere gedra, soos hierdie prentjie hier agter my. Sien julle? Dit lyk soos 'n rokkie wat die mense gedra het. Nou, die lendele het gesê, as jy jou lendele moet vasmaak, dan het jy fisies jou rokkie wat lank vas, jy het hom gevat en jy het hom opgetrek sodat jy vrylik kan beweeg. Want as jy 'n rokkie aan het wat lank is, dan kan jy nie hardloop nie, jy kan nie beklei nie, jy kan nie jou knie buig nie, want hierdie rokkie verhoed jou om dit te doen. Nou eerstens sê oom Paulus vir ons. Hy sê ons moet ons lendele vasmaak. So met ander woorde, ons moet hom optrek sodat ons kan beweeg en dat ons kan van die een punt na die ander punt toe gaan. En as ons moet koets en ons moet dinge doen, dat dit nie ons gaan verhoed om so iets te doen nie. So dis die eerste ding wat hy sê. En dan sê hy, hierdie is baie belangrik, hierdie een is, ons moet die borsplaat van geregtigheid aansit. So met ander woorde, ons moet iets aantrek wat hier so voor ons beskerm, want dit is waar ons hartjie sit. Ja, ons moet dit beskerm, want dit is so belangrik. En dan is daar 'n ander ding, vir julle wat op die plase bly, nie so seer die in die dorp nie, die in dorpe kom dit nie so baie agter, maar as jy op die plaas bly, dan is daar probleme. Daar's dinge soos dorings. Wie van julle ken dorings en skerp klippies wat ons voete kan seermaak. En die woord sê, ons moet skoene aan ons voete trek, dat ons kan loop vir Jesus. Sodat ons kan gaan daar waar mense is, en ons kan vir hulle die woord verkondig. Dan is daar aan die ene. Hulle praat van 'n skild. 'n Skild is nou ietsie waar agter jy kan wegkruip. Dit is 'n ding waar ek kan soos en sê, ek kruip agter my skild weg. Sien jy, ek kruip agter my hande weg. Dit is 'n skild, maar hulle het 'n grootte gehad waar die soldate agter gekruip het. So wanneer daar pyle na hulle geskiet word, dan kruip hulle agter hierdie skild weg. En dit is baie belangrik. En dan is die volgende ene. Die volgende ene is 'n helm. Nou 'n helm is iets wat hulle op hulle kop gesit het. Hulle het dit op hulle kop gesit. En ek gaan prentjies soek, ek vir julle kan wys hoe lyk 'n helm wat jy op jou kop sit. Nou jou helm is dit wat jou gedagtes en jou verstand beskerm. En dit is baie belangrik. Jy moet jou gedagtes beskerm. Jy moet hierso kan toemaak dat niks jou kan seermaak hier op jou kop nie. Dit is baie. En dan is die volgende ding. En baie van die maatjies, spesiaal die seuns, hulle hou van hierdie ene. Dit is 'n swaard. Nou 'n swaard is soos 'n ding, soos 'n mes, maar hy's net baie groot en hy's lank. En ek gaan vir julle 'n prentjie ook wys van 'n swaard. 'n Swaard is dit waarmee jy jouself kan verdedig. Hy's gewoonlik aan die kant van jou sy, dan ruk jy hom uit en jy kan kap en jy kan swaai en jy kan keer en jy kan jouself verdedig en jy kan mense wegwys met daai swaard. O ja, swaard is baie belangrik. Maar weet julle wat nog die belangrikste van alles is? Ek wonder wie van julle kan raai. Daar's een dingetjie wat ons vergeet het. Nee, ons het dit nie vergeet nie. Nee, maatjies, ons vergeet nie hierdie dinge nie. En dit is om te bid. O ja, ons moet elke liewe dag, in die oggend, en as jy wil in die middag, en in die aand, moet ons oogies toemaak, ons handjies by mekaar sit, en ons bid vir liewe Jesus, dat hy vir ons die regte toerusting sal gee, om hierdie woord te versprei. Want as ons 'n soldaatjie vir liewe Jesus het, dan moet ons die volle wapenrusting, ons kan nie gaan sonder skoene nie, ons kan nie gaan sonder om ons kleringstuk op te bind nie, sodat ons kan vrylik beweeg nie, ons kan nie gaan sonder om ons hart te beskerm nie, ons kan nie gaan sonder om ons verstand te beskerm ook nie. En weet julle, waar is hierdie volle wapenrusting? Dit is in die Bybel. Dit is binne in die Bybel. Ons moet die Bybel lees, want binne in die Bybel gaan ons al hierdie gereedskappe kry waarmee ons die evangelie kan verkondig, waarmee ons die woord kan gaan en die woord vertel vir die mense daar buitekant. Dit is so belangrik.
Ons moenie vergeet nie. Ons moet vir mamma en pappa vra. Mamma, pappa, leer my uit die Bybel uit hoe ek die volle wapenrusting kan aantrek vir liewe Jesus. Want ek wil 'n soldaatjie wees vir liewe Jesus. En as ek seker, ons kan vir mamma en pappa vra om vir ons 'n liedjie te leer van ek's 'n soldaatjie vir Jesus. O ja, dit is 'n pragtige liedjie. Nou maatjies, ek wil hê julle moet nou weer terug gaan na mamma en pappa toe. Maar moenie vergeet nie, ons moet vir hulle vra dat hulle vir ons leer van Jesus, dat ons die volle wapenrusting aan het. Elke liewe dag. Ons kan nie sonder ons helm gaan nie, ons kan nie sonder ons borsplaat gaan nie, ons kan nie sonder ons skoene gaan nie, en dan kan ons nie sonder ons swaard, ons lang swaard waarmee ons onsself gaan verdedig gaan nie, en dan voor ons gaan om enige van hierdie werk te doen, moet ons bid. O ja, kom ons sing net 'n gebedjie saam. Kom ons maak die oogies toe. Liewe Jesus, dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U ons seën. Dankie vir U woord en help ons dat ons hierdie volle wapenrusting sal aantrek om U te verheerlik en U woord uit te dra na dies wat dit nie ken nie. Mag ek vandag U kindjie wees en getrou in U weë wandel en mag ek ook gehoorsaam wees vir mamma en pappa. Amen. Dankie maatjies. Julle kan nou weer gaan sit en speel en wow. Dit gaan 'n lekker dag wees. Geniet die Sabbat, hoor. Dit is 'n dag van verheerliking waar ons Jesus moet verheerlik in alles wat ons doen. Bye bye. Kinders, ek wil gou vir julle wys op 'n praktiese manier wat dit beteken en wat gebeur as ons nie die wapenrusting van God aantrek nie. Kom ons kyk. Hierdie 2 lemoene stel ons voor. Hierdie lemoen het nie die wapenrusting van God aan nie. Oei, jene, hy verdrink. Hy kan nie dryf in die lewe nie. Hierdie lemoen het God se wapenrusting aan. Aitsa, kyk net daar. Met God se wapenrusting kan ons die goed wat in die lewe met ons gebeur, trotseer. Hierdie storie het my laat dink aan 'n liedjie. Ek ken hom, ken julle hom ook? Ons stryd is nie teen vlees nie, maar teen magte in die lug. God gee sy wapenrusting, dat die vyand weg sal vlug. Van die krag in sy disippels, met die wapenrusting aan, en gewapen met die waarheid, teen die bose kan bly staan. Ons dra die gordel van waarheid, en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid, om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing, en die woord van God as swaard, en vir altyd die geloof totdat Jesus ons kom haal. Vind jou krag net in die Here, vra dit van hom dag na dag, en doen dit alles bid, deur die Gees van God tot krag. Wees waaksaam, bid gedurig, trek jou wapenrusting aan, sodat jy soldaat vir Christus na verlorenes kan gaan. Ons dra die gordel van waarheid, en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid, om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing, en die woord van God as swaard, en vir altyd die geloof totdat Jesus ons kom haal. Ons dra die gordel van waarheid, en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid, om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing, en die woord van
God as swaar en vir altyd die geloof soek totdat Jesus ons kom haal. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helden verlossing en die woord van God as swaar en vir altyd die geloof soek totdat Jesus ons kom haal. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlike Sabbatdag. Dankie dat ons kan leer oor die wapenrusting van God. Help ons om elke oggend te begin met 'n gebed en die volle wapenrusting aan te trek, sodat ons kan bly staan. Wees asseblief by ons in die res van hierdie dag en help ons om ander mense te vertel dat U het hulle verskriklik baie lief. Amen.